Goeiemôre. Jy luister na die 110de oordeenking in die reeks Kopskuif. En ons praat vanoggend oor geluk en ouderdom. Ek verwys vanmôre na die mite wat Pieter van Jaarsveld beskryf, naamlik ek kan nie gelukkig wees nie want my beste jare is verby. Wat is die verband tussen geluk en ouderdom? Kyk, as jy klein is, dink jy 30 is baie oud. As jy 30 is, dink jy 50 is al 'n bietjie oud. Ja, as jy 50 is, dink jy 70 is oud. En as jy 70 is en ouer, wel dan besluit jy hoe oud jy wil voel. Iemand vertel my eenmaal van haar ouers wat getrek het en by 'n nuwe gemeente wou inskakel. Hulle stop toe die Sondagmôre voor die kerk en bly so rukkie in hulle karre sit. Na so rukkie nadat die oom rondgekyk het, sê hy: "Nee vrou, kom ons ry. Hier is net ou mense." Die oom en tannie was albei in hul 80's. Maak geen fout nie. Die ouderdom bring sy uitdagings, pyne, skete, ja, en ook hartseer. Maar is 'n mite dat net jong mense geluk ervaar. Geluk behoort nie aan 'n ouderdomskategorie nie. Inteendeel, die navorsing dui eintlik op 'n ander tendens, dat die ouer garde dalk juis gelukkiger is as jonger generasies. Ek lees in Pieter van Jaarsveld se boek oor die navorsing van Laura Carstensen van Stanford Universiteit, wat al vir verskeie dekades lank navorsing doen, om vas te stel hoekom in hulle navorsing ouer mense gelukkiger blyk te wees. Toe ek so 'n bietjie gaan oplees oor haar werk, sien ek sy is die direkteur van die Sentrum vir Langlewendheid. In verskeie studies wat oor lang tydperke gedoen is van dieselfde mense se lewens, vind jy 'n interessante verskynsel. In die vroeë 20's dui mense stelselmatig van daar af groter geluk aan soos hulle ouer word. Die grafiek vorm 'n opwaartse kurwe, effens geboog na die ou dag toe, maar dit gaan op van die 20's, nog op deur die 30's, deur die 40's, 50's, 60's nog steeds opwaarts. Hier by die 70's begin dit afplat en dan stadig aan terugsak tot na 90 waar dit effens vinniger afneem. Maar interessant, daardie geluksfaktor is nog steeds 3 keer hoër as toe mense in hulle vroeë 20's was. Ek dink die sosiale persepsie by mense is: jong in jou 20's is jy die gelukkigste wat jy ooit sal wees. Jy's jonk, jy's sterk, jy's energiek. Daar's die hele nuwe wêreld van verhoudings en moontlikhede en al die nuwe beginne in jou lewe. Oor die hele spektrum daarvan. En tog is dit nie wat navorsing vir ons wys nie. Daardie is tye van geweldige onsekerheid. Tye van emosionele onstabiliteit. Mense reageer geweldig op 'n intense manier op die verskeidenheid van emosies wat die wêreld by hulle teweegbring. Die rede is waarom ouer mense gelukkiger blyk te wees, is omvattend. Hulle het meer kennis. Hulle het meer lewenservaring. Hulle is emosioneel meer stabiel, hulle beleef meer positiewe emosies. Hulle het nie dieselfde gemoedskommeling as mense in hulle 20's nie. Hulle aanvaar, anders as wanneer 'n mens jonk is, dat hartseer en swaar kry maar deel van die lewe is. Hulle het baie goeie en slegte tye gesien kom en gaan. In moeiliker tye weet hulle, byt vas, die son sal weer opkom. Hulle het meer empatie met ander mense sonder om in die wanhoop te verval wat daarmee saamgaan as jy jonger is. Hulle leef met groter dankbaarheid. Dankbaarheid vir klein dingetjies van die lewe. Hulle beleef hul dae voller. As die dag van die son vandag opkom, is 'n nuwe dag. Dankie dat ek vanoggend kan opstaan en weer eens nog 'n dag kan beleef. Hulle beleef dramaties minder stres en bekommernisse. Ja, hulle het nou die besige lewe van die arbeidswêreld in baie gevalle laat vaar en daarmee saam is daar inderdaad baie minder stres. Maar
Hulle verstaan ook van wat waardevol is in die lewe en fokus baie meer daarop. Navorsing wys dat hulle 'n groter fokus het op dit wat mooi en goed en aanneemlik is, en hulle spandeer meer tyd saam met mense wat vriendelik en opbouend is. Ag, en hulle kies as mense nors met hulle is om dit eerder te vermy as om hulle tyd daarop te vermors. Geleerdes verwys hierna as die paradoks van ouerwording. Maar ek vind dit 'n vreemde verskynsel, want dit is gebaseer op die valse aanname dat ouer word sleg is. Carstensen sê dit blyk dat ons bewussyn van tyd, en natuurlik ouer mense baie meer sensitief daarvoor, ons waarde van tyd, die waarde daarvan laat besef. Ouer mense mors nie hulle tyd op dinge en mense wat hulle energie, geluk en lewensvreugde steel nie. Die Engelse gesegde sê dit mooi: They don't sweat the small stuff. In my eie ervaring wil ek iets byvoeg. Ouer mense is nie meer verknog aan wêreldse goed nie. Rykdom, roem en aansien, besef hulle het verbygaande waarde. Natuurlik is daar 'n uitsondering. Baie ouer mense vandag kry finansiëel swaar. Die finansiële markte tref hulle hard. Dikwels is die pensioen min. Baie keer het hulle geld verloor met vroeë beleggings, of hulle is baie maklik prooi vir internet en aanlyn bedrog. Dis nie asof finansies nie 'n rol speel nie. En daarbey is daar natuurlik kinders wat wegtrek, wat emigreer, en kleinkinders wat ver is, dikwels in ander lande. Ek stel dis nie 'n euforiese bestaan voor nie. Wat ons wel sê is, dat soos wat mense ouer word, hulle tawwer is. Angela Duckworth verwys juis na 'n generasie wat meer gritty is. Grit in die Engelse taal beskryf daai toughness, daai gehardheid wat mense het. Hoor weer, nie verbitterd, nie kliphard, onemosioneel nie. Jy praat van mense wat net 'n deursettingsvermoë het. In my ervaring is daar een saak wat nog nie genoem is nie. En dis onderliggend aan al hierdie groei is 'n geestelike verdieping, 'n deurleefde geloof en 'n geloofsvertroue op die Here deur die beste en slegte tye van die lewe. Ouer mense het meer tyd, ja, maar hulle spandeer inderdaad meer tyd om die Bybel te lees, om die woord te bestudeer, om na te dink oor die belangrikste temas in die geloof. En ja, hulle spandeer ook meer tyd in gebed saam met die Here. Vir diegene wat jonk is en bekommerd is daaroor om ouer te word, wat dalk opsien daarna. Ek hoop ook jy dink anders oor die lewe wat voorlê. Vir die wat ouer is, dankie vir julle wysheid, dankie vir julle omvattende liefde. So onvoorwaardelik as wat mens dit op aarde kan kry. En mag die Here julle elkeen ryklik seën op julle ou dag. Al sê jy nie, jy's oud nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die wysheid van die ouderdom, vir die verdieping in geloof. Dankie vir diegene wat ons na kan opkyk, wat vir ons mentors is in ons lewens, wie se lewensraad ons lewenspaaie verlig en verryk, na wie toe ons kan gaan om raad te vra. Dankie vir hulle wat met humor die uitdagings van die lewe hanteer, wat grappies maak oor ouderdom, oor pyne en skete. Dankie Here dat hulle ons voorgaan in voorbeeld van geloof en hoop en liefde. Help o Here, elkeen van ons waar ons ook al op ons lewenspad is, om ons verhouding met U eerste te stel, om 'n wysheid te vind en 'n insig in die lewe, om te besef waarop dit alles neerkom. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.